Welkom by hierdie Simple Science potgooi. Vandag pak ons 'n groot onderwerp vir enige graad 12 fisiese wetenskappe leerder aan, sure en basis. Ja, dis definitief 'n kernonderwerp. Baie belangrik. Ons gaan so 'n bietjie kyk hoe alles die definisies, die reaksies, daai berekeninge, hoe dit alles in mekaar pas. Jy weet, soos 'n legkaart. Presies. Dit bou voort op wat jy in graad 11 gedoen het, maar graad 12 van dieper. Veral met die somme. Ja, en ons wil ook so 'n paar wenke gee vir daai NSS-eksamen wat voorlê. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Wat is nou eintlik die basiese idee? Suur teenoor basis. Wel, daar's hoofsaaklik twee maniere om dit te beskryf. Arrhenius het gepraat van H+ ione of H3O+, dis dieselfde ding basies, wat sure in water maak. En basisse wat OH- ione maak. OK, die ioon in water idee. Ja, maar wat julle KBV kurrikulum regtig beklemtoon, is die Lowry-Bronsted definisie. Dis eintlik eenvoudiger, dink ek. 'n Suur skenk 'n proton, 'n H+ ion. Gee hom weg. Ja, en 'n basis ontvang daai proton. Dis 'n protonoordrag. Proton skenker, proton ontvanger. Dit klink nogal, meer direk. En dan is daar die bekendes wat ons moet ken, hè, so soutsuur HCl as 'n sterk suur. Beslis. En natriumhidroksied, HNOH, as 'n sterk basis. Jy moet voorbeelde ken. Sterk sure soos HCl, swaalsuur H2SO4, salpetersuur HNO3. En die swakkes, soos asyn. Ja, asynsuur CH3COH, oksaalsuur. En vir basisse, sterkes soos HNOH, KOA, swakkes soos ammoniak en H3, kalsiumkarbonaat. Dit help om 'n paar te memoriseer. En water is die spesiale een. Water. Ja, water is amfoliet. Dit kan as 'n suur of 'n basis optree. Hang net af waarmee dit reageer. Baie veelsidig. Goed. Nou, hier is iets wat my altyd gepla het en ek dink baie leerders sukkel hiermee. Die verskil tussen sterk en gekonsentreerd. Dis nie dieselfde ding nie, reg? Glad nie. En dis superbelangrik om daai verskil te snap. Sterk of swak verwys na hoe volledig die ding ioniseer of opbreek in water. So, hoe goed dit ione vorm. Presies. 'n Sterk suur, soos HCl, ioniseer amper 100%. Jy kry hoop H3O+ ione. 'n Sterk basis, baie OH- ione. 'n Swak een, ioniseer net 'n klein bietjie, onvolledig. Terwyl gekonsentreerd of verdun net gaan oor hoeveel van die poeier of vloeistof jy oorspronklik in die water gegooi het, per volume. Jy het hom. Dis die hoeveelheid stof per liter, die molariteit. So jy kan maklik 'n verdunde oplossing van 'n sterk suur hê, of 'n gekonsentreerde oplossing van 'n swak suur. En daai sterk-swak verskil beïnvloed dinge soos pH, né? En geleiding. Absoluut. Sterkte beïnvloed pH direk. Hoe goed dit elektrisiteit gelei, want dis die ione wat stroom dra, en selfs hoe vinnig dit reageer. Dis hoekom ons Ka en Kb waardes gebruik om dit te meet. Groter waarde, sterker suur of basis. OK, dit maak sin. So, ons het definisies, sterkte. Wat van die reaksies? Die klassieke een is seker suur plus basis. Neutralisasie, ja. Suur plus basis gee sout plus water. Dis die groot een. Julle moet daai reaksies kan skryf en balanseer vir die algemene goed wat julle in die lab gebruik. En dit sluit aan by die Lowry-Bronsted ding, die gekonjugeerde pare. Korrek. As 'n suur sy proton weggee, word wat oorbly sy gekonjugeerde basis genoem. As 'n basis 'n proton optel, word dit 'n gekonjugeerde suur. Jy moet kan kyk na 'n reaksie en sê, hierdie is die suur, daai is sy gekonjugeerde basis. En wat van soutte in water? Hidrolise. Ja, hidrolese. Dis wanneer 'n sout met water reageer. Die pH van daardie oplossing hang af van hoe sterk die oorspronklike suur en basis was wat daai sout gemaak het. So, sterk suur en swak basis sout gee 'n suur oplossing. Presies, want die ion van die swak basis reageer met die water. Sterk suur plus sterk basis sout, neutraal. pH 7 by kamertemperatuur. Swak suur plus sterk basis sout, alkalies, pH bo 7. Reg. En hoe meet ons nou presies hoe suur of alkalies iets is? pH kom hierin. Ja, die pH-skaal. Van 0 tot 14. Julle moet pH kan bereken vir sterk sure en basisse. Daai formule.
pH is gelyk aan -log van die H3O+ konsentrasie. Daai een moet jy ken. Beslis. En dan staan Kw, die ionproduk van water. Dit wys dat selfs skoon water 'n klein bietjie self ioniseer in H3O+ en OH-. En die produk van hulle konsentrasies is altyd konstant by 'n gegeewe temperatuur. By 25 grade Celsius is dit 1 maal 10 tot die mag -14. OK, en hierdie somme en konsepte, dit word baie prakties in die lab met titrasies, né? Absoluut, dis waar die pudding proe. Titrasie is hoe ons die presiese konsentrasie van 'n onbekende suur of basis bepaal. Jy gebruik 'n standaardoplossing, een waarvan jy die konsentrasie weet. En jy drup dit versigtig by die onbekende met 'n boret in 'n fles. Presies. Boret pipet koniese fles kende apparaat en dan kort jy 'n indikator, iets soos fenolftaleïen of metieloranje. Wat van kleur verander op die regte oomblik. Ja, naby die ekwivalensiepunt, waar die molsuur presies gelyk is aan die molbasis, volgens die reaksievergelyking. Dis nie noodwendig dieselfde as die eindpunt, waar die indikator van kleur verander nie, maar ons kies 'n indikator sodat hulle baie naby is. En die berekeninge, dis waar stoïgiometrie inkom, daai molverhoudingsformule. Ja, daai een waar die molverhouding van suur tot basis gelyk is aan die konsentrasie mal volume van die suur, gedeel deur die konsentrasie mal volume van die basis. Dit kom direk uit die gebalanseerde vergelyking. Jy moet gemaklik wees met daai molberekeninge. Baie belangrik vir punte, ek is seker. So, buite die skoollab, waar sien ons hierdie goed? Oral. Ernstig. Dink aan NaOH, byt soda, in dreinskoonmakers, oondskoonmakers. Dis 'n sterk basis. Asynsuur in kos. Swaalsuur in karbatterye. Ja. Industriële prosesse soos die chlooralkaliproses maak tonne basisse. Selfs jou haarprodukte. Reghoutmakers het dikwels 'n baie hoë pH. Dis hoekom dit jou hare kan beskadig as jy nie versigtig is nie. Sjoe. OK. Goed, laaste vraag vir die matrieks wat nou luister en voorberei vir die NSS. Enige groot foute om te vermy? Topwenke? Nommer 1. Sonder twyfel. Moenie sterk en gekonsentreerd verwar nie. Maak seker jy verstaan daai verskil. Tweedens, balanseer jou vergelykings. Altyd. Dis die beginpunt vir enige berekening. Goeie punt. Derdens, oefen daai titrasieberekeninge oor en oor. Doen ou vraestelle. Vierdens, ken jou definisies presies soos hulle in die riglyne staan. Arrhenius, Lowry-Bronsted, amfoliet, hidroliese. Moenie jou eie woorde gebruik nie. Wees presies. En laastens, verstaan die praktiese kant van titrasie, hoe om 'n standaardoplossing te maak, hoekom jy die buret moet spoel, sulke goed. Uitstekend. So, dit klink of sure en basisse regtig 'n onderwerp is waar alles saamkom. Definisies, hoe sterk hulle is, hoe hulle reageer, die somme en hoe ons dit elke dag gebruik. 'n Regte boublok. Definitief. En hier's 'n laaste gedagte vir jou om bietjie oor te kou. Ons het gesê Kw is 10 tot die mag -14 by 25 grade Celsius. Maar daai selfionisasie van water word beïnvloed deur temperatuur. Dis eintlik 'n endotermiese proses. So as dit warmer word? Presies. Wat gebeur met Kw as die temperatuur styg? En wat beteken dit dan vir die pH van neutrale water by, sê maar, 60 grade Celsius? Is dit nog steeds 7? Dis iets wat wys daar's altyd 'n dieper laag as net die basiese beginsels. Interessant. Definitief iets om oor na te dink. Wel, baie dankie en vir almal wat luister, sterkte met daai NSS voorbereiding.